Koffie in die koppie, contracten op die tafel. Hier wordt eigendom eenvoudig gezeld. Koffie en contracten met Pieter en Schalk. Kom zit Bikkie nader. Welkom terug almal by Koffie en Kontrakte. Skalk, welkom. Ja, Hoe is jou naweek gewees? Pieter, nee, baie lekker, want ons lekker reën gehad. En dit is sommer skielik koud hier by ons. Ja, Ja, ons het eers skielik winter sommer hier in Bloemfontein. in die middel van die somer het ons nou winter. Ja, nee. Ja, Kyk, ek jok dan ons in die middel van die somer. Nee, ja, ons ons, begin nou herfs. ons gaan nou na die herfskant toe. Ja, Maar hy sommer skielik het hy 'n koue gietjie hierso. maar ek dink dit is na die reën wat dit so koud is. Ja, en ek dink is miskien nadat ou Faf nou besluit dat hy kom Vrystaat toe. Jee, my patjie. Ja, nee, ek weet nie, daai was 'n surprise geweest. Ja. En ek Ehm, sien, ek sien hy het 'n 2 jaar kontrak geteken met die Cheetahs. Nou, ek is nogal bly daaroor aan die een kant. Dit kan 'n bietjie 'n oplewing bring vir ons rugby die kant. Ek hoop so. En aan die ander kant oor see sien ek hier Samoa of Fiji span in die Super 12 het uitgeval. Ja. Hulle is afgedank. So en Frans het gesê hy soek daai plek, jy weet, hy wil graag weer in die Super 12 gaan speel of Super Rugby gaan speel as ek dit dan so stel. Ja, ons kan dit doen, Pieter. Ons ouens is net jonk. En maar jy kry jong ouetjies wat baie goed speel. Jy moet ook nie teen hulle jonkheid. Ek dink dit sal weer ouens trek na ons sien nie. Ja, en die ander ding is ons het jong spelers en jy het ook ou spelers. So jy moet hierdie jong ouens kry dat hy na die Goeie balans. dat hy 'n goeie balans kan optel en daar kan Faf dalk bietjie help met dit. Maar ek hoop ons is op die regte pad. Ons het 'n baie goeie wedstryd die naweek gehad. Ek hou net nie van daai peach trui en Ja, dit lyk of hulle in die appelkoos dit is appelkoosboom gevat. kleur. Dit is nee. Maar nou ja, genoeg van die sport. Vandag gesels ons bietjie oor iets wat baie mense interesseer natuurlik. Natuurlik beleggingseiendomme. En dis daai vraag wat ons almal al gehoor het. Moet ek 'n huurhuis koop? Ja, Pieter, ek dink dis 'n nou breinig. Koop net 'n plek of sit hy hier sit hy hier in die geldrol in. Ja. Ja, Skalk, jy weet, as dit maar so maklik was. Vandag gaan ons dit bietjie afbreek en kyk wanneer maak dit regtig sin. ja. En wanneer dalk nie. So kom ons begin dalk 'n bietjie eenvoudig en sê wat is 'n beleggingseiendom? Dis natuurlik basies enige eiendom wat jy koop met die doel om geld daaruit te maak, of dit nou 'n huurinkomste is en of dit net kapitaalgroei is oor die tyd. Ja, kyk, dit is nie noodwendig dat dit die ideale huis vir jou is nie. Of die ideale plek vir jou is nie. Jy koop hom as 'n belegging. En dit's meer 'n besigheidsbesluit as 'n emosionele een. Jy weet, ek vat nou by myself toe ek my meentuis gekoop het. Ek het hom gesien toe sê ek maar dis 'n ideale plek vir my, want ek wil daar gaan bly. Ja. En nou toe my goed mos nou so verander dat ek hom nou maar verhuur. Ja. Maar eintlik is aan die een kant spyt, ek het hom gekoop as 'n een slaapkamer, ek moes miskien 'n groter een gekoop het. Maar die groter 2 slaapkamers in daai kompleks waar ek is amper net so groot soos die een slaapkamer. So, Ja, nee. Maar dis maar ou se besluit wat jy maak, maar wat gelukkig is die mark so en ons is in daai posisie, ou kan altyd weer verkoop en vir jou ander plekke weer aankoop. Ja. Maar nou ja, kom ons kyk wanneer maak dit sin. Ek dink dit kom by 'n groot vraag neer natuurlik altyd, wanneer maak dit sin om te koop? Ja, ek dink die grootste een is 'n mens wat 'n mens wil ignoreer is die syfers. Moet werk, jy weet. Dis 'n gevoelbesluit wat jy moet neem. Dis soos 'n spreadsheet besluit, jy weet.
Jy moet actually sit en uitwerk, wat kom in en wat gaan uit. Ja, En daai partykeer werk dit nie so lekker nie. ja nee, dis nou maar so. Maar nou ja, kom ons help 'n bietjie die mense of die kopers reg. Dit beteken eenvoudig jou huurinkomste minus jou verband en heffings en belasting en maintenance. En natuurlik moet jy nie daai maintenance onderskat nie, want dis natuurlik daai klein jakkelsies wat almal vergeet. Dis daai geyser bars altyd op die verkeerde Ja. tyd. Jy weet, dis nooit op 'n maandagooggend 10:00 wat daar sal fout gaan nie. Dit is altyd oor 'n naweek. Ja. Of na ure. En dan sit jy met 'n huurder wat op jou nek is en hulle sê vir jou, hoor, dit het nou gebeur. En nou moet jy spring. As jy nie self waar kan kom nie, dan moet jy spring om iemand te kry om dit vir jou te gaan regmaak. Ek het die geval nou gehad, want jy weet van my situasie in my plek. Dit is maar nie dis nie so, ek was nog gelukkig, ek hoef nie 'n lening aan te gegaan het nie, en dis is die ander kant wat ek ook nou wil sê, ek het my plek dan kontant gekoop, maar hoe het maar jou heffing, jy het jou uitgawes, Ja. verseker. En met die plan wat jy moet weet wat jou inkomste gaan wees, jy moet weet wat jou uitgawes gaan wees. En partykeer wonder ek partymal is dit die moeite werd om vir my is dit die moeite werd om te verhuur, jy weet. Ja. Is dit nie miskien beter om daai geld te vat en dit in 'n belegging te sit, laat dit groei en dan later vir my 'n groter plek te koop en self daar te gaan bly nie. Ja. Ja, jy weet die ideaal wat jy wil hê is die eiendom moet minstens break-even wees. Ja. As dit 'n klein negatiewe kontantvloei is dit oukei, maar net as jy 'n plan het, weet jy natuurlik met 'n plan bedoel mens die volgende, jy moet weet hoekom jy bereid is om elke maand 'n bietjie in te sit in die langtermyn. Weet of is dit omdat jy weer die area gaan ontwikkel of koop jy net om en hoop vir die beste. Ja. Natuurlik die tweede groot ding is natuurlik ligging. Jy weet, ons noem dit in elke program van ons of elke episode, maar dit bly waar. En vir 'n beleggingseiendom natuurlik is dit nog belangriker. Jy koop nie net vir jouself nie. Jy koop vir 'n huurder, jy moet dink wat hulle wil hê. Ja, exactly, want naby universiteite, naby skole, winkels, al daai tipe van goed en hoofgoeders, dit tel punte. En toe ek gekoop het, was dit vir my 'n fantastiese plek want ek is naby alles wat ek wou gehad het en ek is nog steeds, my plek is nog naby alles wat ek wou gehad het. Maar dit is so dat mens moet weet as jy gaan verhuur wat jy gaan inkry, wat jy gaan uitgee. Ja. Dit is nie net van geld maak nie, dit is ongelukkig so. En dan natuurlik tipe eiendom. 'n 3-slaapkamerhuis en 'n stil woonbuurt klink natuurlik nice. Maar as jou mark jong werkende mense is, wat wil hulle dalk net 'n lock-up and go woonstel hê, hulle wil nie, jy weet, groot erwe hê met baie maintenance op die erf, tuin maak en al daai goeders nie. So jy moet jou tipe huurder ken voordat jy koop en 'n beleggingseiendom wil koop. Ja, natuurlik jou finansiële posisie. Ja, dit is waar die realiteit inkom. Jy kan nie op rand leef en dink dat huurhuis gaan jou red nie. Jy weet, jy moet 'n buffer hê. Jy moet 'n buffer hê vir ten minste 2 na 3 maande. Onthou, as jou huurder daarin is en hy sê vir jou, ek trek einde van die maand uit, hy 2 maande kennis gee, moet jy kan voorsiening maak vir dit wat kom, want as hy uittrek, dan moet jy in jou plek staan leeg vir die volgende 2 maande. Ja. Wat dan?
Jy weet. So daai lening moet betaal word, daai heffings moet betaal word, die water en ligte moet betaal word. So Ja, so dis as en nie wanneer nie. ja, Maar ja, kom ons kyk gou wanneer maak dit nie sin nie. Kom ons flip die skrip en vra die groot vraag, wanneer moet jy eerder wag? En die eerste een vir my natuurlik is, as jy nie jou eie finansies onder beheer het nie, want dan bou jy net meer druk op jouself. Dan is daar natuurlik die tweede een, die emosionele koop. ja, Wat dis sê jy? 'n groot ene daai, want as jy begin sê ek hou van die plek of ek kan myself hier sien bly, dan dan raak dit gevaarlik, want nou betaal jy dalk te veel, jy weet. Beleggingseiendomme moet amper 'n bietjie onpersoonlik voel vir jou. Vir die volgende ou is dit 'n baie nice plek, hy wil dit so hê. Ja. Maar dit is 'n taai ene daai. Ja. Jy moet baie mooi besluit wat jy wil doen. Weet, mense is dalk op daai stadium nie dat jy beoog om dit as 'n beleggingseiendom te koop nie. En op die ou end draai dit so uit goed verander, jy weet. En dan die ander een natuurlik is as jy nie tyd of lus het vir bestuur van die eiendom nie. Want mense dink dis passiewe inkomste. Tot die huurder jou Saterdagoggend bel oor 'n lekkende pyp, of jy moet 'n agent aanstel, en dan moet jy nog daai koste ook in jou syfers inwerk en al sulke goeders. Maar kom ons vat eers 'n kom ons slukkie koffie. Vat 'n lekker koffietjie hier van Nescafe. Ja, hierdie is 'n Yes, maar dit is 'n lekker een, want dis 'n lekker een die, want kom maar die percolator. ja, nee, ek moet sê dit is 'n nice een die, want ja, nee, hierdie Nescafe sal ek net 'n entjie kan loop. Ja, kom ons maak dit 'n bietjie prakties en sê jy koop 'n woonstel vir, kom ons sê 900,000 en jou verband is dalk so 8,000 tot 8,500 per maand en jou huur wat jy inkry is net 7,500. Ja, dit is klaar negatief. Ja, Want nee. jy kry klaar minder as wat jy moet jou heffings bysit, jy moet jou maintenance gemiddeld van R500 plus bysit. Nou praat jy van R2000, jy weet, so hoeveel moet jy in 'n maand uit jou eie sak uitsit? Dan vra ek nou altyd, is dit dan die moeite werd? Ek weet, ek betaal nou R2000 vir 'n plek wat ek in bly nie. Is dit die moeite werd? So dis nou maar 'n ander taai ene daai. Ja. Ja, en wat maak sin vir jou? Wel, hoe's die area se groei? Jy weet, toe ek gekoop het, was my plek in 'n nice area. In die afgelope 3-4 jaar is dit nie meer so nice nie. Ja, jy weet dit is altyd daai van Dit is nie meer so die plek nice. ontwikkel Ja. of nie ontwikkel nie. Maar nou ja, as ons dit kan opsom, dis nie so eenvoudig soos mense dink nie, Skalk. Niks. Glad nie, maar dit kan ongelooflik powerful wees as jy dit reg doen. Ek sal sê daar's 3 groot vrae wat jy jouself moet vra voor jy natuurlik so eiendom koop vir beleggings. Dis natuurlik, werk jou syfers realisties, nie optimisties nie. Is die area sterk vir huur, gaan jy huurders kry in daai area en dan kan ek dit dra as iets verkeerd loop. Dis die ander ding, jy weet, in die 4de een is het ek 'n strategie. Of hoop ek het. Dis die belangrikste een, want eiendom is nie net 'n quick win nie. Dis 'n lang game daai. Maar as jy dit reg speel, dan is jy die beste besluite en die regte besluite, dan kan dit werk vir jou. Byvoorbeeld, as jy en ek wil nou nie baie praat oor dit nie, die ouens met studentehuise maak 'n klein huisie vol geld teenoor my wat 'n eiendom Ja, vir een persoon het. Want met studentebehuising is dit
Ja, Is dit, studentebehuising is 'n hele ander gesprek op Hele sy al- eie ja, dis 'n hele ander episode. dis 'n hele ander besigheid ook, want Ja, ek is dit is ek kom ons los hom net daar onder die tafel. ek wil nie eers oor praat nie, ek wil nie eens aan dit dink nie, so. Ja. So as jy met 'n spesifieke deal besig is, kry iemand om saam met jou na die syfers te kyk. So want dis nog 'n groot besluit daar. Ja, moenie raai en speel met jou geld nie. Jy weet, my pa het altyd gesê geld is rond. As hy rol hy weg. Ja. Hy rol nooit na jou toe nie. So Dis- mens moet nie met jou geld speel nie, en dit is 'n klomp geld wat 'n mens betaal. Dit is eiendom kos jou baie geld op Baie. die einde. Al is dit vir jouself en vir 'n belegging. Maak nie saak, dit kos jou geld. Maar dit is ook 'n lekker ding. Ja, nee, dit is so. Net so. Maar nou ja, tot volgende keer. Hou die koffie warm en as jy enige navrae het, kontak ons gerus. Ons hierdie goed van ons video's word op Facebook gepost en op YouTube op ons kanaal. En natuurlik as jy met ons persoonlik wil gesels, gooi net vir ons 'n DM op daai Facebook of op die YouTube en ons kontak dalk julle vir 'n koffiedייט. Ja, jy sal baie sien dat dit word Pieter laai om so koffie en kontrakte met die property boom se klere. Moenie skaam wees nie. Kom praat met ons. Ek sê net ons by property boom, ons doen nie ding. Ja. Ons viva property boom. Net so. Totsiens en lekker dag verder. Tot ziens. Koffie in die koppie, kontrakte in die hand. Dis tyd vir koffie en kontrakte. Saam met Pieter en Skalk, waar eiendom eenvoudig gesels word, van koop tot verkoop en alles tussen